Nou vriende, ons is dankbaar teenoor die Here dat ons andermaal weer kan saam wees, 'n nuwe dag, 'n nuwe geleentheid waar ons die woord van die Here aan u kan bring. Nou ek dink vanmôre aan die woorde van die apostel Paulus aan die jong leraar Timoteus, daar in 2 Timoteus 4. En u is welkom om daarin te blaai as u kan, of miskien later dit te gaan lees. 'n Besondere boek, die boek Timoteus, maar Paulus skryf aan hierdie jong leraar en hy sê vir hom: ek besweer jou dan voor God en die Here Jesus Christus, wat die lewende en die dode sal oordeel by sy verskyning en sy koninkryk. Verkondig die woord. Hou aan tydig en ontydig, weerlê, bestraf, vermaan in alle lankmoedigheid en lering, want daar sal 'n tyd wees wanneer hulle die gesonde leer nie sal verdra nie, maar omdat hulle in hul gehoor gestreel wees, vir hulle 'n menigte leraars sal versamel volgens hulle eie begeerlikhede, en die oor sal afkeer van die waarheid, en hulle sal wend tot fabels. Nou vriende, ons as leraars se taak en se opdrag is van God om sy woord te verkondig. Nie ons opinies nie die opinie van die kultuur van ons tyd of van die opinie van die mens nie. Ons is nie hier om kerkleerstellings te verdedig of te verkondig nie. Die Bybel sê verkondig die woord. Dit sluit in dat ons sal weerlê, bestraf, vermaan. Ons doen dit in lankmoedigheid en dan die rede. Die Bybel sê daar sal 'n tyd wees wanneer hulle nie die gesonde leer sal verdra nie. En wat doen hulle? Hulle versamel vir hulle 'n menigte leraars wat volgens hulle eie begeerlikhede praat. Hulle keer die oor van die waarheid en hulle wend hulle tot fabels. Nou as u hierdie reeksie saam met ons gevolg het, sal u alreeds weet wat hierdie waarheid behels. Die Bybel sê heilig hulle in u waarheid. U woord is die waarheid. Die Heilige Gees getuig aangaande die waarheid van God se woord. En hierdie waarheid is gesetel in die persoon van Jesus Christus. Daarom het ek vir u gesê, die eerste 2 boodskappe was waarskuwende boodskappe, dat ons nie sal val vir al die fabels van ons tyd, waar kerke kom en hulle sê dat die koms van die Gees is, dat ons hierdie taal sal praat, of in hierdie vreemde manifestasie onsself sal bevind, of dat die kerk een of ander plek van vermaaklikheid sal raak, en waar die Gees so werk dat niemand eintlik beheer het, en daar eintlik chaos in die kerk is nie. Ek het die hartseer geleentheid gehad so 'n paar dae terug, om met 2 manne te praat wat deel is van die Pinksterbeweging, meer in die rigting van die Faith Movement. Dis hierdie kerke wat die health, wealth and prosperity preek, hierdie dat jy gesond moet wees, dat die Gees van God altyd in jou hart werk, met jou praat, dat jy hom kan hoor, hy gee jou spesifieke opdragte, daar sekere manifestasies in jou lewe wat plaasvind, sekere tale wat jy praat, en kon ek hierdie 2 manne so bietjie uit die skrif vat, en kon ek vir hulle wys ook, dat hierdie leer en hierdie gesindheid en hierdie boodskap is 'n valse boodskap, wat besig is om die kerk van die Here Jesus van die waarheid van God se woord af te trek, en juist dit te doen waarteen Paulus Timoteus gewaarsku het. Timoteus, onthou, verkondig die woord. Daar gaan 'n tyd kom dat mense van die woord gaan afdwaal. Daar gaan 'n tyd kom dat hulle vir hulle klomp leraars sal versamel wat met die snaakste, en verskoon asseblief die Engels, die weirdste goed na vore sal kom. En dis die tyd waarin ons onsself bevind. Ons sien kerke met soveel dinge wat plaasvind wat nie eie is aan die skrif nie. En ek sê op 'n stadium vir hierdie een man, ek sê vir hom, luister, as al hierdie goed in julle kerk gebeur, gaan mense nie dink julle is heeltemal van julle sinne beroof nie? En hy sê, man, laat hulle dink net wat hulle wil. En ek sê vir hom, luister, die Bybel sê in die boek Korintiërs, dat as mense inkom en julle gaan so te kere en hulle dink julle is van julle verstand af, dan is dit eintlik 'n klad op die naam van die Here. Dis eintlik nie 'n pluimpie vir die kerk nie, is eintlik 'n hartseer oomblik en 'n hartseer saak wanneer ongereddes inkom in 'n kerk en hulle sien die chaos wat aangaan. En ag vriende, ek kon glad nie deurdring na die man toe nie, want hy het in hierdie gedagtepatroon verval, van waar hy sy eie waarheid, sy eie gedagtes, sy eie fabels in sy kop vir hom dan wys gemaak het as die waarheid. En daarom die hartseer dat baie mense op 'n weg is wat vir hulle reg lyk, maar die einde daarvan is wee van die dood. Ons is tans besig met die gedagte van die ware betekenis van Pinkster, en wil ek vir u so 3 boeke aanbeveel om te lees. Die eerste boek is die boek van Hank Hanegraaff. Die boek se naam is Christianity in Crisis. En u sal miskien vra, maar waarom beveel ek altyd Engelse boeke aan? Vriende, daar is omtrent glad nie 'n Suid-Afrikaanse persoon wat nog met die waarheid besig is en die waarheid skryf en goeie teologiese boeke vir ons neerpen, waar ons kan lees en sistematies deur
onderwerp of deur 'n gedeelte in die woord geneem word nie. Daar is miskien die uitsondering op die reël, maar ek wil vir u sê dat die meeste van ons Suid-Afrikaners het verval in 'n tradisionele verstaan van oorleweringe en selfs met 'n liberale teologie en selfs 'n teologie wat boos is, wat nie eie is aan die skrif nie. Ons dank die Here nog vir die manne wat staan, maar ek wil vir u sê dat die meeste het lankal reeds geval vir die leuen van ons tyd. Die ander boek is die boek van Dr. John MacArthur, die boek se naam is Strange Fire, 'n boek wat vir ons geweldig relevant is vir ons tyd, waar hy praat oor die snaakse manifestasies in kerke onder die vaandel van die Heilige Gees. En dan is daar die boek Charismatic Chaos, ook van Dr. John MacArthur, waar jy kan lees hoe hy skryf oor die vreemde manifestasies onder die vaandel van dat die Heilige Gees nou werk. En hy het op 'n stadium die vraag gevra, is hy dan 'n geestelike agtergeblewene? Is hy dan iemand wat die Gees van God nie het nie? Want hy praat nie in 'n vreemde taal nie, hy val nie agteroor nie, hy hoor nie God se stem nie, hy hoor nie dat die Here heeltyd vir hom opdragte gee, gaan links, draai regs, hierso stop by hierdie huis, praat met daai persoon nie. En hy moes later by die gevolgtrekking uitkom, dat dit presies die tendens van ons tyd is. Mense beweeg weg van die waarheid, hulle keer hulle oor af van die waarheid, en hulle wend hulle tot fabels. Daarom kan Piet na jou toe kom en hy sê vir jou, die Here het vir my gesê, so asof God direk nog met hom praat. God praat deur sy woord, want sy woord is die waarheid. Die Heilige Gees getuig aangaande hierdie waarheid, want hy die waarheid geïnspireer, en hierdie waarheid gaan oor die persoon van die Here Jesus Christus. Nou vriende, met dit alles wat gesê is, gaan ons vanmôre net vinnig stil staan by hierdie versie in die Bybel, daar in Johannes 16 vers 7, want u sien, prediking gaan oor die verklaring van die woord binne die konteks. Het help nie ons vat 'n vers buite sy konteks en buite sy verstaan van die res van die skrif en sê vir u, so sê die Here nie. Dit sal nie werk nie. U moet altyd die woord van die Here, as dit klaar gepreek is, toets aan die res van die Bybel. Is die woord wat gepreek word, die uitleg van daardie vers binne sy konteks, in daardie hoofstuk, in daardie boek, en kom dit ooreen met die res van die Bybel. U sien, daar kan nie weersprekinge wees in God se woord nie, daarom die belangrikheid dat ons as predikers die woord moet verklaar. Nou Jesus kom in Johannes 16, jy sal onthou ek het vir u gesê Johannes 13 tot en met Johannes 17 is waar Jesus afskeid neem van sy disippels. Nou hy sê in Johannes 14 en Johannes 16 baie oor die Heilige Gees en die koms van die Heilige Gees. En daar in Johannes 16 vers 7 sê die Here, dit is vir julle voordelig dat ek weggaan. Want as ek nie weggaan nie, sal die trooster nie na julle kom nie. Maar as ek weggaan, sal ek hom na julle stuur. Die Heilige Gees is niemand anderste as die derde persoon van die goddelike drie-eenheid en die Gees van Christus self nie. Die Bybel sê dit is voordelig dat Christus van ons weggaan. En die vraag wat baie mense vra is, watter voordeel lê daarin dat Jesus van ons sou weggaan? Sou dit nie beter gewees het as ons hom met die blote oog kon sien en aan hom kon vat en met hom kon praat nie? En ek dink Matthew Henry, die groot kommentaarskrywer, antwoord hierdie vraag nogal vir ons baie goed. Hy sê Jesus, as God wat mens kom word het, was plek en gebiedsgebonde. Hy kon fisies by een plek op 'n keer teenwoordig wees. Onthou maar wat Filippense 2 vir ons leer, dat Christus vir 'n tyd lank soos 'n diensknegt geword het, na hierdie aarde gekom het. Hy het beperkings gehad in die sin, dat hy gekies het om vir 'n tyd lank ook soos 'n mens te wees. Hy was volkome mens, hy was volkome God. Die Bybel sê sonder sonde, 'n begrip wat vir my en jou baie keer moeilik is om te verstaan, maar die Bybel sê hy het honger geword, die Here het moeg geword, en die Bybel sê die Here was by een plek op 'n slag teenwoordig gewees. Onthou maar daar op 'n stadium, toe die Here op pad was na Betanië, dit was waar Lazarus en sy twee susters Martha en Maria gebly het. Lazarus word siek en Lazarus sterwe, en Maria sê daar in Johannes 11:32, Here, as u hier gewees het, sou my broer nie gesterf het nie. En die Here het daar groot waarhede kom leer in hierdie gedeelte, maar die punt wat ek wil maak vanmôre is, wat is die voordeel dat Jesus van ons sou weggaan? Dat hy nie meer fisies in sy persoon by ons teenwoordig sou wees nie. Die Bybel sê vir ons baie duidelik die antwoord. U sien, Jesus was in sy mensheid gebiedsgebonde. Daarom sê Jesus, as hy weggaan, sal hy nie net by hulle wees nie, maar in hulle wees. Ek het vanmôre daaraan gedink toe ek bid, dat die Here nou deur sy Gees in my woon. So waar ek beweeg, is God teenwoordig. Ek word nie God nie. Die feit dat hy in my woon, maak my nie God nie, maar hy het sy woning kom maak by my.
Onthou in die Ou Testament, toe die tabernakel daar was en die offers gebring was God se teenwoordigheid sigbaar daar gewees deur die vuur in die wolkkolom wat die volk gesien het. Daar was sekere sigbare manifestasies van Christus wat die volk kon sien. Nou in die Nuwe Verbond, in die Nuwe Testament sê die Bybel, dat die Here deur sy Gees in ons kom woon. Dieselfde gedagte, hy kom tabernakel by ons, hy kom bly by ons, hy kom woon by ons. Daarom, vriende, is die voordeel van Jesus se weggaan, dat sy Gees nou in sy kinders se harte sal kom bly. Ons ontvang die Heilige Gees eenmalig, ons gaan môre hoor waarom ons dit so sê. Ons ontvang hom as persoon op daardie oomblik wanneer die Here ons siele kom red. En dan sal hy altyd by en in ons bly. Daarom sê Johannes 14 vers 16, en ek sal die Vader bid en hy sal julle ander trooster gee om by julle te bly tot in ewigheid. Die Gees van die waarheid wat die wêreld nie kan ontvang nie, omdat dit hom nie sien en hom nie ken nie, maar julle ken hom omdat hy by julle bly en in julle sal wees. Daarom sê Paulus ook in 2 Timoteus 1 vers 14, bewaar jou goeie pand deur die Heilige Gees wat in ons woon. So vriende, die enkel grootste voordeel van Jesus se weggaan, lê juist daarin dat elke kind van die Here die Heilige Gees ten volle ontvang by wedergeboorte, om in hulle te woon en te bly tot in ewigheid. Dit is dan ook juist die Gees van God wat ons daagliks sal leer en sal lei. Ons sal oortuig en bewaar. Dag vir dag sal dra soos ons die geestelike pad bewandel. Die Heilige Gees, vriende, sal dit dan ook doen en bly doen tot die dag dat ons Jesus sal sien in sy heerlikheid soos hy is. Ek sluit af met die aanhaling van Dr. Ellen Redpath. Hy het gesê, Jesus het gegaan om vir ons plek gereed te maak en hy die Heilige Gees gestuur om ons vir daardie plek voor te berei. Is dit nie vir u mooi nie? Jesus het gegaan om vir ons plek gereed te maak en hy het sy Heilige Gees gestuur om ons vir daardie plek voor te berei. Ons gaan môre aangaan met hierdie reeks. Ek bid dat die Here vir ons wysheid sal gee. Groete vir u, seën, mooi dag verder. Tada.